Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre ook hier in die erediens. Dit is lekker om elkeen van julle ook vanmôre hier te kan verwelkom en ons is ook hier met die wete en met die afwagting dat die Here ook met elkeen van ons 'n afspraak het, dat hy met elkeen van ons wil praat en dit is die gebed van my hart dat ons ook vandag die boodskap van die Here sal hoor en dat die Heilige Gees in ons harte sal werk sodat dit wat ons hoor, dat ons dit ook sal toepas in ons lewe en dat ons lewe volgens die woord van die Here inrig. Kom ons word net so stil voor die Here. Hemelse Vader, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat weer kom, die Almagtige. Amen. Aan almal in die gemeente wat aan God behoort en in Jesus Christus glo, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Matteus 10 vers 29 tot 31. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is self die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Dalk kan ek dit net weer vir ons lees. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Net tot sover ons skriflesing. Nou ek het nou gesien verlede Sondag was my preek baie kort gewees en ek het so deur die loop van die week kommentaar gekry oor die kort preek, maar ek wil dalk net sê toe ek nou begin preek het in die eerste gemeente, toe ek eintlik nog 'n student was waar ek gepreek het een van die lidmate daar na my toe gekom en hy het vir my gesê, Stefan, jy moet asseblief nie soos hierdie ou dominees word wat so verskriklik lank preek nie. Jy moet dit altyd so kort en kragtig as moontlik probeer hou. Nou, ek wil nou nie vandag weer 10 uur amen sê nie, so ek gaan so 'n bietjie probeer langer preek, maar ek wil myself ook nie herhaal nie. Ek wil graag hê dat ons hierdie boodskap wat die Here ook vir elkeen van ons vandag het, dat ons dit werklik ter harte sal neem. En ek wil ook vir julle sê dat as ons nie mooi gaan oplet na dit wat die Here vir ons vandag wil sê nie, gaan hierdie boodskap verby ons gaan. Dan gaan ons nie so mooi hoor wat die Here vir ons wil sê nie. So ek wil tog vra dat in hierdie kort tydjie wat ons hier by mekaar is, dat julle regtig sal fokus op dit wat die Here deur sy Gees ook vir ons wil sê. En ek het gedink ek wil vandag sommer begin deur so met die spreekwoordelike deur in die huis te val en ek wil een van die moeilikste vrae vra wat ons as gelowiges baie dikwels vra. En dit is die vraag of alles wat met ons en alles wat in die wêreld gebeur, maar net toevallig is, of is God in beheer van alles wat in hierdie wêreld gebeur. En ek wil vir julle laat let op die vraag wat ons ook in ons belydenisskrifte het in die Heidelbergse Katekismus. Dit is Sondag 10 vraag 27 wat hierdie vraag wat ook nou op die bord is vir ons vra. Die vraag is, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Met ander woorde, wat beteken dit dat God vir alles sorg en alles beheer? En voordat ons die antwoord van hierdie vraag lees, wil ek net hê jy moet net vir 'n oomblik dink oor wat hierdie vraag vir ons vra. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Met ander woorde, wat beteken dit dat God vir alles sorg en alles beheer? Want dit is tog wat ons as gelowiges vir mekaar sê, dat God sorg vir ons, dat God is in beheer van hierdie wêreld. En die Heidelbergse Katekismus antwoord die vraag soos volg. Daar staan, dit is die Almagtige
en oral teenwoordige krag waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy eie hand nog onderhou en so regeer dat lowergras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval oorkom nie, maar uit God se Vaderhand kom. Alles wat gebeur, kom uit God se Vaderhand uit. En as ek nou vandag vir jou sou vra, wat dink jy van hierdie antwoord van die vraag, stem jy daarmee saam, dan sal ons dalk vir mekaar sê dat hierdie antwoord getuig van geloofsvertroue. Ons kan hierdie antwoord as Bybels korrek aanvaar. Maar dan, wanneer ek vir jou vra, wanneer die lewe met jou gebeur, wanneer die dinge nie uitwerk soos wat jy beplan het nie, wanneer die droogte jou tref, of wanneer dit reën en dit hou nie op reën nie, wanneer jy dalk probleme by jou huis het, of probleme in jou huwelik het, of wanneer jy bekommerd is oor keuses wat jou kinders gemaak het, of wanneer jy bekommerd is oor alles wat in die wêreld aan die gang is, dan is hierdie antwoord van die katekismes nie meer so eenvoudig om te verstaan nie. Dan raak dit so bietjie meer kompleks, wanneer daar dinge in my lewe gebeur wat ek nie verstaan nie, dan is hierdie antwoord so bietjie moeiliker om my eie te maak. Dan is dit bietjie moeiliker om te sê, maar ek weet dat alles uit God se Vaderhand uitkom. Ek weet dat lowergras, voedsel en drank, goeie tye en slegte tye, alles uit God se Vaderhand uitkom. Dan is dit bietjie moeiliker wanneer ek nie verstaan wat met my gebeur nie. Dan is dit moeiliker om hierdie vraag werklik deel van my eie lewe te maak en te sê, maar dit is wat ek glo. Want gaan dink 'n bietjie daaroor. As daar dinge gebeur in hierdie lewe wat ons hartseer maak, wanneer ons gekonfronteer word met die dood, of wanneer ons na die dokter toe gaan en die dokter sê vir ons, dit is ongeneeslik, daar is niks wat ek vir jou of jou familie kan doen nie, dan is dit baie moeiliker om hierdie vraag jou eie te maak. En dan is die volgende vraag wat baie keer by ons as gelowiges opkom, maar waar is God dan? Ons glo en ons bely dat God is in beheer, maar hoekom gebeur hierdie dinge in die lewe? Ons glo en bely dat God regeer, maar hoekom laat hy toe dat hierdie dinge in my lewe gebeur? Hoe kan hy dit toelaat dat dit gebeur? En dit klink dalk vandag vir jou sommer maar net soos 'n ongelowige se vraag. Maar dan moet ek ook vir julle sê dat die meeste mense waarmee ek te doen het ongelowiges is. Want dit is so gereeld wat ek hierdie vraag hoor, as God in beheer is, as God regeer, hoekom laat hy hierdie dinge toe? Hoekom laat hy dit toe dat dit gaan in die wêreld soos wat dit gaan? Hoekom laat hy dit toe? En dan kom die vraag ook by mense op, maar gee God regtig vir my om? Gee God vir my om? Het God my lief? Kan ek op God vertrou? En wanneer ons hierdie vrae vra, soek ons eintlik na twee dinge. Ons soek na sekerheid en ons soek na 'n doel vir ons lewe. Ons vra die vraag, maar waarheen is my lewe op pad? Waarheen is ek op pad? Want dit voel vir my asof ek alleen in hierdie lewe is. Dit voel vir my asof ek alleen die pad moet stap. Ek het nie meer hierdie sekerheid in my lewe dat God met my of by my is nie. Ek het nie meer hierdie sekerheid nie, want daar gebeur net soveel dinge wat ek nie verstaan nie. En daar is al mense wat vir my gesê het, mense wat groot geword het as gelowiges, mense wat groot geword het in die kerk, wat vir my gesê het, maar jong Stefan, ek weet nie meer of ek in die Here kan glo nie. Dis geweldige woorde, maar dit is dinge waarmee ons worstel, dit is dinge waarmee gelowiges worstel. En ons verstaan nie altyd wat met ons gebeur nie. En ek wil nie vandag vir ons 'n maklike antwoord gee oor alles wat in ons lewe gebeur nie. Ek wil nie vandag vir ons enige kits oplossings gee sodat ons alles kan verstaan wat met ons gebeur nie.
Maar ek wil hê dat ons na Matteus 10 vers 29 tot 31 mooi sal kyk, sodat ons mooi sal seker maak wat God vir ons wil sê. En daar is 3 lewensbelangrike aspekte, lesse wat uit Matteus 10 vers 29 tot 31 te kom. En die eerste lewensbelangrike les is God ken my persoonlik. God ken my en God ken jou persoonlik. Kyk net weer wat staan daar in vers 29. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. En let veral op hierdie woorde, sonder die wil van julle Vader nie. Jesus sê hiermee dat selfs iets so kleins en iets so onbelangrik soos 'n mossie nie vir die Here buite sy wil op die grond val nie. Dat iets so kleins en so onbelangrik soos 'n mossie nie ons gesiens by die Here verbygaan nie, dat die Here selfs weet dat wanneer 'n mossie op die grond val, en dan kom die vraag, hoeveel te meer is julle nie as baie mossies nie, vers 31. Hoeveel meer werd is julle nie as mossies nie? Nou 'n mossie is eintlik die goedkoopste voeltjie wat daar kan wees. In die Bybelse tyd was dit die goedkoopste offer wat jy na die Here toe kon bring as jy nie geld gehad het nie, as jy arm was. En tog sê God, hierdie as ware niks werd mossie, God weet alles van daardie mossie af. Hoeveel te meer sal hy nie alles weet van jou nie. So God ken jou persoonlik. Vers 30 sê Jesus, hy weet dalk tot hoeveel hare jy op jou kop het. Nou, vir sommige van ons is dit dalk makliker om te bepaal hoeveel hare mense op 'n mens se kop het. Vir ander mense is dit dalk bietjie meer moeilik. Maar God weet selfs hoeveel hare jy op jou kop het. En daardeur wil Jesus vir ons sê dat God op so 'n intieme manier betrokke is in jou lewe, dat hy weet alles van jou af. Dat daar niks is wat jy vir hom kan wegsteek nie. Dat daar niks is wat wat jy as swaar en as uitmergelend beleef wat hy nie van weet nie. Die lewende God sê, ek weet alles van jou. Daar is niks wat ek nie van jou weet nie. God is nie 'n God wat daar ver is nie. Hy is die God wat hier by ons is. Hy is die God wat saam met ons in hierdie wêreld die pad stap. God ken jou persoonlik. En as ons werklik besef wie God is, as ons werklik besef wie hierdie lewensbelangrike waarhede met ons deel, as ons besef wie hy is, dan maak dit ons rustiger. Dan kan ons weet dat in hierdie wêreld waarin ons nie alles verstaan wat gebeur nie, in hierdie wêreld waar daar soveel hartseer is, soveel ellende is, ken God my persoonlik. Hy is die een wat my persoonlik ken. En ek wil dit oor en oor en oor sê, totdat dit werklik by ons insink. God ken jou persoonlik. God ken jou situasie waarin jy jouself tans bevind. God ken jou hartseer. God ken jou bekommernis. Hy ken jou persoonlik. Hy ken jou persoonlik. En die tweede belangrike punt is dat God persoonlik by jou is. In hierdie gedeelte in Matteus 10 vers 29 tot 31 gebruik Jesus hierdie 2 eenvoudige beelde, die beelde van die mossie en die beeld van die hare op ons kop. En hierdie 2 eenvoudige beelde wat Jesus gebruik, sê Jesus eenvoudig vir ons dat hy is by ons. En ek was nou verlede week, was ek so bietjie daar op die plaas gewees, en ek het vir die kinders gesê, hulle kan die wimbiks vat en so bietjie mossie skiet. Hulle het nie een mossie geskiet nie, want ek het, toe hulle nou daar by die huis kom, toe dink ek by myself, maar die Here het seker geweet, hulle gaan nie een mossie skiet nie, want hy weet dan van elke mossie wat val op die grond ook. Maar dit is so wonderlik om te weet, dat
soos wat God persoonlik van 'n mossie weet, so weet God persoonlik van my en van jou. En so is hy persoonlik by elkeen van ons. By elkeen van ons. En geliefdes, as dit nie vir ons 'n troos is in hierdie lewe nie, as dit nie vir ons hoop en moed gee in hierdie lewe nie, dan is daar nie iets anderster wat vir jou moed en hoop gaan gee nie. Dan gaan jy jou hele lewe rondhardloop op soek na hoop. Jy gaan jou hele lewe rondhardloop op soek na troos, maar as jy weet dat God, die skepper van die hemel en die aarde, ken jou persoonlik, ken jou situasie, dan maak dit jou rustiger. En die derde belangrike feit wat ons leer uit hierdie gedeelte is, dat God ons liefdevolle Vader is, en dat hy in beheer is. Hy is ons liefdevolle Vader. Psalm 103 vers 13 sê, soos wat 'n vader vir sy kinders sorg, so sorg hy vir die wat hom dien. So sorg God vir jou wat met jou hele lewe op hom vertrou. So sorg God vir jou. Soos wat ek nou hier deur die gemeente kyk en na my 2,5 jaar wat ek nou ook hier in die gemeente is, ken ek al baie van julle stories. Ek ken baie van die hartseer wat julle ook beleef en ook van die vreugdes wat julle beleef. En dit is my wonderlik om dit ook vir julle te kan sê, dat God, ons liefdevolle Vader, in beheer is. Dat hy die een is wat hier neffens ons is. Dat hy die een is wat met ons 'n pad stap. Selfs in ons hartseer, selfs in ons lyding, selfs in ons pyn. Want hy is die een wat die ergste lyding deurgemaak het. Hy is die een wat op die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy is die een wat sy lewe vir jou gegee het. Johannes 10 vers 29 bly vir my een van die mees aangrypendste gedeeltes in die Bybel, waar Jesus sê, die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader uitruk nie. Ek en jy is in die hande van die lewende God. Ons is in die hande van die Vader, waar hy ons dra, waar hy ons vashou. Maar weet jy, ek kan vandag hierdie boodskap oor en oor vir julle sê, maar as jy nie self 'n persoonlike verhouding met die lewende God het nie, as jy nie self die Here ken nie, dan gaan dit vir jou niks beteken nie. Die Here nooi ons vandag nie net om hom te vertrou nie, maar die Here nooi ons vandag om sy woord te lees en om staat te maak op die beloftes wat hy ook vir ons in sy woord gee, sodat ons kan weet, ons is nie alleen nie, sodat ons kan weet wie hy is, hy wat alles gemaak het, hy wat my en vir jou gemaak het, hy is die een wat vir ons sorg. En ek wil net so verder in die katekismus kortliks vir u ook lees wat die volgende vraag is van die katekismus, vraag 28, wat nou aansluit by die eerste vraag. Vraag 28, dit het ek nou nie op die bord nie, is wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en nog deur sy voorsienigheid onderhou. Met ander woorde, wat baat dit vir my en vir jou om te weet dat God in beheer is? Wat baat dit ons? En dan kom die antwoord, dat ons in teëspoed geduldig kan wees. Wanneer die lewe nie uitwerk soos wat ons gedink het, dit kan uitwerk nie, kan ons geduldig wees, want ons weet op wie ons vertrou. En in voorspoed moet ons dankbaar wees. En dan verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan hê. Dit is wat dit beteken om te sê, ek glo in die voorsienigheid van God,
dat in alle teëspoed kan ek geduldig wees. In voorspoed kan ek dankbaar wees. En dat ek ook in die toekoms 'n vaste vertroue op die lewende God kan hê. Nou wil ek vandag afsluit met die vraag: is ons vertroue in God op so 'n mate dat ek in teëspoed geduldig is, dat ek in voorspoed dankbaar is en dat ek my lewe, my hele wese toevertrou aan God? En dalk is jou antwoord vandag: ja Stefan, natuurlik vertrou ek op God. Natuurlik vertrou ek op God. Natuurlik vertrou ek hom met my toekoms. Natuurlik sal ek geduldig wees in teëspoed. Natuurlik is ek dankbaar wanneer dit goed gaan. Maar nou wil ek vir jou nog 'n vraag vra. En dit is 'n belangrike vraag. En ek wil hê dat wanneer jy vandag hier uitstap by die kerkgebou, dat jy net weer oor hierdie vraag sal dink. As jy kyk na jou lewe, getuig jou lewe daarvan dat jy in teëspoed geduldig is, wanneer die dinge in jou lewe nie gaan soos wat jy gedink het dit gaan nie, is jy nog geduldig? Wanneer jy voorspoed beleef, is jy dankbaar en vertrou jy jou toekoms aan God toe? Want die manier waarop ons leef, die manier waarop ons die vrug van die Gees dra, wys ook of ons in vertroue in God leef. So dalk kan ek net afsluit met hierdie vraag: vertrou jy werklik met jou hele lewe, met jou hele wese in God? Amen.